Hulle krap in ons asblikke en stoot hul oorvol handgemaakte trollies straat af, gewoonlik tot groot irritasie van ander padgebruikers. To me, it looks like they're relocating sometimes. I mean, I wouldn't know. Already nje bebakhona nje abanye batshayisile bayithi lapha eCliptown. Bona into lebayenza into bayasogolisa estradini. But I actually feel sorry for them as well because they're also trying to make a living. Like I do get frustrated with them because like you'll be driving through town and there's just these rows of trolleys and you have to move, make space. Sometimes you have to stop to make way for them to go. Ek het ook gedink die trolleymense is lastig en hulle aas net. Tot ek eendag hier by my hek met een begin praat het. Sy naam was Mike en 'n ware entrepreneur. Hy het selfs 'n tweede trolley besit, dit hy uitverhuur. Nou, hoewel ek nooit weer vir Mike gesien het nie, het die gesprek my laat besluit om 'n dag saam met hierdie trolleymense in Johannesburg se strate deur te bring. My dag het vroeg begin by Manjarella se blyplek in Doornfontein. En later het Bonnie ook ingeval by Frank, wie se trolley toe al hoog gelaai was. Frank sê hy slaap al 'n hele ruk langs die gebou in Berea, sommer bo op sy trolley want hy is bang dit word gesteel. En dis sy kosbaarste besitting. I sleep on top of that trolley, yeah. Hy sê selfs in die koue winternagte mag hy nie hier vuur maak nie, omdat dit skade aan die gebou kan aanrig. Vroeër in die oggend het ek en Manjarella kilometers ver deur Hillbrow se strate gestap. En ek was maar al te dankbaar toe hy sê ek kon opklim, al was dit teen die verkeer op. Ek kon nie verstaan hoekom ons so ver misloop nie, want daar was tog afval oral langs die strate. Maar toe verduidelik Manjarella dat hy slegs plastiek herwin en dat hy dit by spesifieke plekke optel. Daar's sowat 88,000 mense in Suid-Afrika wat 'n bestaan maak deur afval te skei en hersirkuleer. Met hul vuil en verslonste klere lyk hulle soos arbeiders, maar hulle het 'n breë kennis van afvalherwinning. Tog besef min van hulle wat 'n positiewe bydrae hulle tot die omgewing lewer, want hul werk verminder koolstofvrystellings. Hierdie is Skumbuzo. Hy was voorheen 'n taxi-drywer. Hy's 'n vriend van Manjarella en versamel metaal. Maar terselfdertyd gooi hy plastiek vir Manjarella uit die vuilgoeddromme. En ek tel dit op. Ja, is my sak daai een. Is vol stal daar. Is beter as ek hom so. Dis want ek het nie 'n trolley nie. Hoekom nie? Ja, die mense steel ons trolleys hier. Jy sien. As ons slaap, hulle steel die trolley. Wie, ek wil jou net vra, hoekom draai jy die balklawe? Want die mense hulle Want ek sien almal dra balklawe. Ja, want die mense hulle maak ons soos ons is mal, ons is dom, jy sien. As hulle sien ons weet die balklawe en ons pick up die stuff in die dustbin. Jy sien. Is jy skaam vir die werk wat jy doen? Nee, ek het nie skaam vir wat ek doen. Ek het skaam vir my kinders. Die trolleymense se grootste probleem is om deur die formele afvalbeheersektor erken te word, sê Simon Mbata van die Waste Pickers Vereniging. If you recycle paper, you have saved a lot of emissions. Cutting down trees, transporting them, manufacturing them, all these emissions are being saved right now. Mapula doen hierdie rigbreedwerk elke dag. Ha ke gala o sebetsa ke kaile ka o tshwara box. Ntse ke lisa femi, jwale ke le rekisa. Jwale ka thoma ka dibotlolo, ka mathini, ka ditshepe, ka plastic. Fihla hona ke na le seleng. Ke etsa mosebetsi. Wanneer Pick-it-up se mense stilhou, moet daar vinnig gespeel word, want hulle is hier om die dromme leeg te maak. En Mapula vat wat sy kan. Maar mens kan ook nie te haastig wees nie. Hier's 'n ongeluk wat plek soek om te gebeur. En dis nie 'n mooi gesig as 70 kg rommel, sal ons maar sê, die pad byste raak nie. Wel, ek was saam in die ding, so ek moes ook maar optel. En dit vir die tweede keer. Teen laatmiddag was ons by die terugkoopsentrum. Ek weet nie hoe hulle hierdie ding in die verkeer rondsleep nie. Dit is nie so eenvoudig gewerk nie. Oh! Intussen het Bonnie en Frank ook kilometers ver gestap deur Berea se strate. En teen laatmiddag
was die einde in sig. Amper daar. Frank? Yes, right. Ja, Nog 'n kilo of 2? Ja, ja. Hier is ons roetes. Bonnie en Frank hier in groen het byna 5 kilometers ver gestap. En ek en Manjarella, ons is die rooi lyn, meer as 6. Dis ongemerkte roetes, maar mense ontmoet die hele tyd ander trolleymense, almal op pad na verskillende depots. Ja, alright, problem. Okay. Yes. By die een in Andersonstraat word plastiek gekoop en daar het reeds 'n lang ry gewag. Dit word geweeg, want die gewig bepaal hoeveel geld betaal word. Dan word dit saamgepers, gebaal en dan, uiteindelik, kan Frank sy geldjie afhaal. Alright, okay, thank you. Sharp. What did it say? Ja, you see? That's what I was telling you that maybe can be. Yeah, this is the really mine. Maar plastiek is lig. En die in Frank se sak het maar 10 kilogram geweg. R22.30 vir hierdie harde werk. Okay, Frank, let's go. It's alright. Genoeg vir 'n koeldrank en 'n pastei. En môre vroeg is hy weer op diens.